Julle, welkom vir 'n nuwe dag. Ons gaan by Dirk werk. En ek wil hê Johan, jy moet asseblief die gras sny. Net die toppies af. Omdat dit so warm is, jy weet, ons moet nie te kaal maak nie, dat hy netjies is, maar nie te diep nie. En sodra dit gesny is, moet ons maar water gee, dat dit, ja. En, Jackie, as jy, daar's nog daai diabetes plante wat ons nog kan ons amper ons gaatjies nie meer sien nie. Ja. So, Johan, ek dink dan sal moet jy asseblief, as die gras klaar is, moet jy vir ons besproeiing so bewerk dat daai goed kan water. As ons alles nou mooi skoon het, dan kan ons dit mooi duidelik sien, maar op die oomblik kan ons nie eens sien waar die kan. Soos dat die ander swamme lyn is, die moeder lyn af, Jy kan die kou, jy maar goed, wat so afgeskeep met die water, en die ontwikkeling dan verder kan. So, laai ons dit op die sleephaal. Ja. Dankie, Johan. Enig iets anders waar julle kan doen wat ons moet saamvat? Die sorg het ook vry en ek het begin om te Onze Vader in die hemel, ons dank U vir die nuwe dag, wat nou nog lekker koel is. Maar ons bid U om krag vir die werk wat voor lê, dat U ons arbeid sal seën, want ons staan in afhanklikheid voor U. Ons bid ook vir U bewaring en beskerming, dat geen onheil ons sal tref, ons nie sal seer kry nie. Ons bid dat ons in gehoorsaamheid aan U wil en U woord sal lewe. Ek het skool gehou al die jaar. En dan staan ek in die klaskamer en kyk ek by die deur uit en dan sien ek die nuwe gebou wat gebou word. En dan in my gedagtes maak ek tuin rondom hierdie nuwe gebou. Dan besluit ek nie, Linda, fokus op wat jy hier moet doen. Goed, en as ek nou hier fokus, dan val my oog buite op by die venster uit en ek sien wat kan alles daar in die tuin gedoen word. En tot op 'n stadium het ek gedink, maar ek moet nou begin aandag gee aan dit wat ek graag wil doen. En dit was om tuin te maak. Maar toe Koos dood is, toe het ek maar besluit, ek moet hierdie besigheid groot maak. En die uitdaging was toe om die regte toerusting te kry, goeie toerusting wat ek kan gebruik en natuurlik arbeid. Ek kan nie dit op my eie doen nie. Een helper alleen is nie genoeg nie. Ek het iemand nodig wat sterk is, dat ons sy spiere kan gebruik en iemand wat fyner werk, wat ontwikkel. So uiteindelik het ek toe nou hierdie span gekry wat ek nou hier het, wat uitstekend werk en ja, wat vir my goeie diens gee. En waar die besigheid aanvanklik net soort van 'n stokperdjie was wat ek uitgeleef het dit nou so gegroei dat dit 3 gesinne aan die gang kan hou, 3 gesinne aan die lewe kan hou. Daarvoor is ek baie dankbaar, die Here het ons geseën. Die opdrag wat ons gekry het van bewerk en bewaar word hier by uitnemendheid het ons die kans om dit te kan uitvoer. So om 'n plek te hê wat begin is met veld en jy kan dit omskep in iets waar mens in kan ontspan en rus en die genot van die natuur kan ervaar.
Dit is 'n bevredigende werk wat hard en moeilik is op die lyf, maar ek dink dit hou mens ook gesond. En om te sien hoe 'n plek ontwikkel en hoe die Here se seën rus op dit waarmee ons besig is. Dit is 'n wonderlike voorreg en 'n groot heerlikheid. So môre het ons alweer die moeite en die inspanning van vandag vergeet en dan gaan ons weer aan.